En dis 'n hartlike Shabbat Shalom van my kant af. 'n hartlike Shabbat Shalom van my af. Ja, en ek Ons is hartlik vandag. ons is baie hartlik. Ek moet vir jou dit sê, by voorbaat, ons gaan verskoning maak. Ons sien die sein speel nie lekker saam nie. Hy doen dit al die hele week lank. Wees net geduldig met ons. Ek dink die boodskap wat ons het, vertrou ons sal meer as opmaak vir daardie probleem. So as hy voorkom, ons sal hom hanteer soos wat hy kom. Maar ons vertrou regtig dat Vader, dat Ruach ons sal lei vandag. Dit is kom ons sê, hier begin die werklike Torah siklus in die sin van, dit is leg-lega, het gaan oor die lewe van Abraham, en ek sal nou met julle daaroor gesels. Kom ons doen net eers die Psalm, die Tehillim wat saam met hierdie ene gaan. En hy lei as volg. Van David, 'n Psalm. Jahwe het tot my meester gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal Jahwe uitstrek tot Sion en sê, heers te midde van u vyande. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag. In afgesonderde feesgewaarde, uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees, die dou van u jong manskappe. Jahwe het gesweer en dit het hom nie berou nie. U is 'n priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Jahwe aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy sy hoof ophef. Nou, leg-lega, weet jy, ek wil amper vir jou sê, in kort, gaan vir jouself, na jouself. Spraak nou meer daaroor. Hoe lyk ons lees rooster? Die Torah uit is dit Bereshit of Genesis 12, vers 1 tot hoofstuk 17, vers 27. Uit die Haftara is dit Jesjaja of Jesaja 40, vers 27 tot hoofstuk 41, vers 16. En uit die Brit Hadashah of die hernieuwde verbondheid is dit Johanan of Johannes 8, vers 51 tot 58. En dan Maasai of Handelinge 7, vers 1 tot 8. Romein of Romeine 3, vers 19 tot hoofstuk 5, vers 6. Ivrim is Hebreërs 7, vers 1 tot 19. En ook hoofstuk 11 vers 8 tot 12, en dan Galatien of Galasiërs 3 vers 15 tot 18, en ook laastens hoofstuk 5 vers 1 tot 6. 'n klomp. Dit is 'n hele klomp leeswerk. Kom ek sê vir jou, wat was my benadering geweest, maar dan moet ek eers vooraf weet vir jou sê, hierdie week het ek nou nogal die idee gekry van wat dit beteken as jy 'n tentmakersbediening het, wanneer jy 'n klomp ander dinge het wat jy moet doen, en dan wil jy agterna, wil jy ook begin voorberei vir jou Shabbat, jy weet, vir jou leringe wat jy bedoel. So ons het nogal 'n interessante week in daardie opsig gehad. Maar vroeër in die week, toe het ek al reeds begin met hierdie gedagte. Daar's twee hoofpunte wat vir my uitstaan uit leg-lega. En die een was om te gaan kyk, julle sal onthou, so net te begin met Jonathan Sittle wat gesing het die Amida, wat bekend is as die staande gebed. En vir my was die vraag, goed, jou heel eerste beraga of jou heel eerste seëning wat jy gaan uitspreek, dit behels Abraham, Isak en Jakob. En ek wou weet, maar hoe het Yeshua dit gesien en hoe het hy dit toegepas en hoe het hy dit geleer en was dit alreeds 'n ding gewees, weet, in die eerste eeu?
Nou ek sê weer, hierdie Amida is 'n gebed wat jy met 'n baie persoonlike toewyding voordra. Jy kyk na Jerusalem, jy het jou voete bymekaar, jy kyk met kavanna na vore, jy is in 'n houding van nederigheid en jy het letterlik 'n fokus voor Jahweh. En ek meen, ons het nou vroeër ook, ons het eintlik nogal daaroor gepraat by Sukkot ook, dat hierdie gebed is gestruktureer rondom lofprysing, petisies en danksegging. En die wortels hiervan kry jy in die Tanakh oralste. En wat kry jy in die Tanakh? Jy kry die figure soos Abraham, Jitsak, Jakob en natuurlik die skepper Jahweh homself. En dan sien jy al hierdie uitsprake en die altaar en alles wat daar gebeur. Kom ons kyk net gou-gou na die eerste braga, dat jy net 'n idee kan vorm waarvan ek nou praat, wat eintlik nou aanleiding gee hiertoe. Die eerste braga gaan oor die Elohim van die aardsvaders en hy sê, geseënd is U Jahweh ons Elohim, en die Elohim van ons voorvaders, die Elohim van Abraham, die Elohim van Jitsak, die Elohim van Jakob, groot en magtige en onsagwekkende Elohim, die Allerhoogste, wat liefdevolle weldade bewys, eienaar van die heelal, U wat die dade van ons voorvaders in herinnering hou, en hulle kinders en kleinkinders ter wille van U naam met liefde 'n verlosser bring, Mashiach Yeshua, koning, helper, redder en beskermer. Geseënd is U Jahweh, die skild van Abraham. Hierdie baie van wat ons nou hiervan praat, dit kom uit hierdie legga bespreking wat ons dan nou vandag gaan doen. En weet jy wat, my ondersoek het vir my gewys dat hierdie braga is in die tyd van Yeshua gebruik deur die Fariseërs, deur die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, Yeshua homself, hy het dit aan sy disippels geleer en dit beteken dat hy en hulle het dit toegepas en dan verrassend genoeg het die Essene van Qumran dit ook gebruik en toegepas. Met ander woorde, hulle het ook die staande gebede. Wat doen hulle met hierdie hele ding? Want dit is 'n geformaliseerde gebed wat ontstaan het uit wat hulle genoem het daai tyd die Anshe Knesset Haggadah. Wat is dit? Dis die manne van die groot vergadering, dis 'n liggaam van Chachamim, die wyse, né? Wyse manne wat aktief, en dis wat ek wil hê jy moet hoor, wat tussen die 5de en die 4de eeu voor die Messias het hulle hierdie gebed begin formuleer te midde van al hierdie ballingskap uitdagings en die tempeldiens probleme wat ontstaan het en dis meer, het hulle probeer om almal te kry om terug te kyk na die aardsvaders wat nou Abraham, Jitsak en Jakob is, wat dan nou insluit Yeshua. Yeshua het dit ook gedoen. En ons weet eers na 70, nadat die Beit Mikdash, dis nou die tempel, toe hy geval het, seker omtrent al reeds hier in die 2de eeu, toe het hulle begin om hierdie gebed meer gestruktureerd te maak. Die feit van die saak is, jy kan sien dat hierdie gebede is ook deur Yeshua. Omdat hy het sinagoges toe gegaan, hy het tempel toe gegaan, dis waar die Amida dan nou gebid is, en dit is waar hulle die werke van die aardsvaders in herinnering geroep het. En dis wat ek en jy moet doen wanneer ons kyk na legga. Ons bring die werke van Abraham, en jy gaan sien aan Jitsak en Jakob, so wat hulle volg, bring ons na vore. Nou goed, weer eens, hierdie ouens het al die Bybelse modelle gehad. Vir my, soos ek sê, was die hoofsaak Yeshua Mashiach. Hy is die eerste eeuse Yehudi, met ander woorde 'n Jood. Hy was deurdrink in die praktyke van sy mense, van sy volk. Die engel Gabriël het mos vir Maria gesê, of Miriam gesê, dit is hy wat sy volk sal red van hulle sondes. So met ander woorde, hy was deurdrink ook in die praktyke van daai tyd. So hy, die kanse dat hy aan hierdie vorm van Amida deelgeneem, dis baie, baie sterk. Ek sê dit amper met 'n sekerheid, weet wanneer jy kyk na hierdie lens van die historiese Hebreëse beweging en hulle toewyding van daai tyd. Nou, ek glo, net soos wat hy daar in byvoorbeeld Lukas 4 deelgeneem het aan die Haftarah lesing, het Yeshua ook aangesluit by die gemeenskaplike tefillot, dis die gebede, wat hierdie Amida struktuur dan nou ook sou bevat het. Nou, ek dink een van die dinge net wat ek daar wil sê rondom Yeshua is dit. Ons weet
dat hy het baie keer het hy alleen gaan bid. En die Amida's ding dat jy nie net in die sinagoge gaan bid nie, jou standaard vir enige Hebreër vandag is om 3 keer 'n dag te doen tydens die offertye. So Yeshua het homself baie keer tyd onttrek en dan het hy gaan bid. Dan het hy tot sy Vader gebid, het hy hierdie dinge bespreek. Ek glo dat hy sou ook duidelik uit die psalms uit gebid het, hy sou die Amida gebid het, hy sou al hierdie dinge gedoen het. En ek meen, Maar ook die Onse Vader. maar dis die belangrike ding, dat die Onse Vader kom uit hierdie Amida gebed uit, hierdie 18 gebed, die Amida of die Shemoneh Israel praat van die 18 gebede. So, Die 18 seëninge. of die 18 seëninge, as jy dit so wil hê. Hy het 'n hele paar name eintlik. Maar die hele idee is, jy gaan sien met hierdie gebede, hoekom sal Yeshua nie Vader se naam wil afsonder nie? Hy vra ook vir die daaglikse voedsel, hy vra ook vir vergifnis, hy sê ook die verlossing. Hulle trek al hierdie motiewe uit wat hulle noem die Kedushat Hashem. So hy kry dit uit die skrifte uit. Goed, nou ek het dan vir jou hierdie inleiding gegee, net voordat ons die opsomming doen van Parasha Lech Lecha, dat jy net kan sien dat ek en jy wat waarskynlik na Vader gekom het via Nuwe Testamentiese leringe, soos wat hulle dit daai tyd genoem het, wat ons vandag noem Brit Parasha. Jy sal gaan kyk na Johannes 3 oor die wedergeboorte, en dit is die punt waarna toe ek mik, is om vir jou te sê, maar Abraham kry 'n sekere opdrag. Dit lyk as jy Bereshit 12 gaan lees uit die bloute uit. Dis nie uit die bloute uit nie. Ons gaan nou oor dit praat. Ek gaan net eers vir die opsomming gee van hierdie parasha, dat ons net met 'n geheel beeld kry, dan gaan ek begin om 'n bietjie meer in diepte in te zoom, hoor. Goed, ons sien, en ek noem nie die alias hierso nie, ek gee net vir kortlikse opsomming. Jahwe gee vir Abraham die opdrag, hy beveel hom, letterlik, om sy geboorteland te verlaat, en hy beloof hom van 'n groot nasie te maak. Ek het iets te sê oor dit, want daar's 'n een deel wat ons altyd mis. Nou, as gevolg dan van die hongersnood, gaan hy en sy vrou af na Mitzrayim toe, waar sy vrou Sarai deur die Mitzraymiete ontvoer word. Dan kom Jahwe en hy stuur pla en siektes, sodat Sarah ongedeerd kan bly. En aangesien daar te veel vee is, omdat nou keer hulle weer terug na Israel toe, gee Abraham sy neef Lot die keuse van waar hy hom wil gaan vestig. Hy kies die bevrugbare grond naby Sodom. En dan is daar 'n oorlog waar Lot weggevoer word en Abraham en sy 318 man, hulle gaan red vir Lot en sy familie. Dan kry Abraham 'n visie dat sy nageslag 400 jaar lank onder 'n vreemde juk sal verkeer, maar dat hulle sal ryk wees en terugkeer na hulle land toe. En dan sien ons, na 10 jaar se huwelik het Sarah nog steeds geen kinders nie. Sy vra vir Abraham om 'n kind te verwek by Hagar, dis die, kom ons noem dit bediende. Dan sien ons daar's 'n argument wat ontstaan, Hagar vlug die woestyn in, sy gee haar seun die naam Ishmael. En dan kry ons die laaste gedeelte waar Jahwe kom en hy beveel Abraham om homself en al die mans en seuns in sy huis te besny. En dan sien ons, daar kom die naamsverandering. So in die vervolg word Abraham dan Abraham en Sarah word Sarah met 'n hy wat bygevoeg word aan haar naam. Jy weet as jy gaan kyk na Jodai, die Jahwe se naam, daar's die twee hy's, hy vat een en hy sit dit in Abraham se naam en hy vat die ander een en hy sit dit in Sarah se naam. Verstaan, dis basies wat hy doen. En dan kry hulle die belofte, Abraham en Sarah, van Jahwe af, dat ten spyte van hulle ouderdom, 100 jaar en 90 jaar onderskeidelik, dat hulle 'n seun gaan hê. Dis in kort jou parasha. Nou, ek wil vir jou dit sê, jy moes ook 'n Lech Lecha oomblik hê, nadat jy tot wedergeboorte gekom het. En dit is die probleem wat ek het van waar ek vandaan kom, vanuit die kerkomgewing waar ek vandaan gekom het, want jy weet, dit is asof hulle vir jou Sondagsgebed voorhou en dan's dit. Maar in werklikheid het jy Jahwe gekies deur Yeshua, en dan het Jahwe jou ook gekies. Verstaan nie, dis 'n wederwysige keuse van jou na hom toe en hy na jou toe.
Ek dink ons liggaam moment het gekom hier so laat in die corona-pandemie in 2020. Ons ook besef het gaan uit jou land uit, gaan uit hierdie groepe waarby jy betrokke is, begin derwyderig, jy sê bedieninge, en dan is die opdrag wat vir ons gekom het, kom in die ritme, in die hartklop van die Messias, en doen dit deur die Torah siklus te implementeer, met heenwysing na Yeshua die Messias, die seun van die mens, en sien toe dat die verteenwoordiging daarvan geïmplementeer word. So, kom ons kyk nou net, wat bedoel ek met leglik gaan, dis hoe hierdie opdrag van Abraham lyk. En Jahwe het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Nou kyk, mooi hier. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En net voor die aanvang met hierdie skryf vir hy sê daar en jou naam. Hy sal Abraham se naam. Eers aan die einde van hierdie parasha verander hy sy naam. Maar reeds hier sê hy vir hom, ek sal jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. Ons kyk daarna. Want jy sien, Leglega gaan oor jou roeping. Dit gaan oor Abraham se roeping, dit gaan oor joune, dit gaan oor jou destiny, dit gaan daaroor oor wat is dit wat Vader vir jou en vir my gegee het. Ja, hierdie is werklik waar die stigting van, kom ons noem dit nou maar die Joodse volk, die Hebreëse volk, die Israel volk, deur Abraham, né? Dis die stigting van 'n verbond en die eerste mis word dan nou hier vir Abraham gegee. Ek sê weer, ek kan maar tussen dit speel, party mense wil nie die Joodse konnotasie nie, ek dink dis onnodig om nie hulle Jode te kan noem nie, want hulle is almal van hulle. Ek moet vir jou dit sê, een van die bronne wil sê dat Abraham was 'n afgodsaanbidder, wat Jahwe Elohim het hom dan nou geroep, dis nie waar nie, ek verskil daarmee. Jy moet gaan kyk na die boek van Jasher, wat vir jou 'n ander prentjie gaan gee. Want dit vertel vir my en vir jou, dat Abraham het by Noag en Shem groot geword, omdat op die aand dat Abraham gebore is, wou Nimrod hom doodmaak. En by Noag en by Shem natuurlik leer Abraham van hierdie skepper wat hierdie hemel en aarde gemaak het, en hy maak 'n keuse nadat hy terugkeer waar hy besig is om die toren van Babel te bou en dis meer, maak hy 'n keuse. Hy sê, ek gaan dit vir jou so omsê, Abraham het Jahwe gekies. En dan sê dan nou hierdie Hebreëse denkerhom of die mindset reg verstaan. So jy weet dat omdat Abraham Jahwe gekies het, het Jahwe Abraham gekies. En jy sien, dis nie net 'n eensydige ding nie, albei van hulle. En in daardie kiesery van Jahwe beloof hy, wat Jahwe is aan Abraham, ek sal jou naam groot maak. Ek sal jou reputasie groot maak. Ek sal jou karakter groot maak. Ek sal dit in lyn bring met wat ek hier in Bereshit 12 vers 1 tot 3 oor jou uitspreek. En ek sal jou in die regte autoriteit plaas, en ek sal jou na jouself gaan, waar jy binne jouself ook die koninkryk van Elohim sal ontdek. Dis 'n mondvol. Dit is. En ons het vorige jare verskriklik baie gepraat oor die koninkryk, so as jy meer oor dit wil weet en presies wat dit, die implikasies is en wat dit beteken, gaan na die vorige jare se opnames. Want daar gee ons vir jou die hele riglyn bo van Jahwe met sy naam, dis meer af. Presies, jy weet, hy het 'n mag, hy het krag, hy verstaan jy. Maar dit alles wil hy vir jou gee. Wat is dit wat hy met Abraham wil doen? Hy wil Abraham, die beeld van Abraham, hy wil weer sy beeld in Abraham sit, sodat dit kan terugkeer na die tuin van Eden voor die sondeval. En dis wat Vader met my en jou wil doen. Hoe anders dink jy wil hy 'n stukkie van homself vat, wanneer hy Ruach HaKodesh in ons sit en op ons sit, sodat ons hierdie werk kan doen. Ek meen, jy kan nie anders as om tuin van Eden georiënteerd te wees nie. En dit is Vader se groot doel is. Hy wil alles terugrestoreer by die eindtyd. Dit is wat die laaste dae beteken, is dat hy alles wil restoreer soos in die tuin van Eden. Presies, en dit beteken dis wanneer hy begin om jou geestelike reis te vorm.
Dit is absoluut die begin daarvan. Nou kom ons kyk net na die sentrale temas wat jy in hierdie tipe Hebreëse denke gaan kry van leg ga. Die toets van geloof, hou hierdie woord nesionot, hou dit in gedagte. Want weet jy wat, wanneer Vader vir jou iets sê, gaan uit jou land uit, gaan uit jou vader se huis uit, ek gaan jou naam groot maak, ek gaan jou 'n groot nasie maak en al die nasies gaan gebless wees, dan moet jy weet, het Vader alreeds 'n plan. Maar hy gee nie al die inligting vir Abraham nie, en hy gaan ook nie vir jou al die inligting gee nie. Hy gee wel vir hom daaruit, gaan na die plek toe wat ek vir jou aanwys, daar's 'n geskenk van grond wat gaan kom, jy kan dit sien, dan gaan jy sien, daar's ook 'n verbond, eintlik in hierdie parasha is daar ten minste 2, die bloedverbond en dan natuurlik die Brit Milah, die besnydenisverbond, alles wat gaan kom. En Vader sê vir Abraham, ek gaan jou naam verander, ek gaan dit groot maak, ek gaan dit in ooreenstemming bring met hierdie profesie wat ek nou oor jou uitgespreek het. Nou waarom sal dit nie dieselfde met my en jou wees nie? Wat hy gaan doen, is hy gaan vir hom hierdie nesionot gaan hy vir hom gee. Hy gaan die, soos hulle in Engels sê, he's going to test him in the fiery furnace. Hy gaan vir hom in 'n vuurige oond toets. Hy gaan maak net soos met Abraham, hy gaan ook jou naam verander. En daardie nesionot hou die betekenis in dat hy jou gaan ophef, né? Wanneer hy jou toets, is dit sodat hy jou kan ophef. Wanneer hy jou red, wanneer jy tot wedergeboorte kom, is dit nie dat jy net kan gaan sit en net leringe ontvang nie. Nee, is hy hef jou op, hy gaan vir jou in beweging kry. Hy gaan maak dat jy gaan uitbou aan die koninkryk nes ons voorvader Abraham. Nee? Nes ons voorvader Abraham, dan vat ek jou na Galasiërs 3 vers 29 toe wat sê, as jy van die Messias is jy van die saad van Abraham en jy is 'n erfgenaam van die belofte. So hierdie wat Vader doen wanneer hy jou toets, die nesionot, dan is dit nie haisies tog jou arme gevalle mens sien nie. Nee, hy wil hê dat jy in jouself kyk, jy in jouself sien wie jy is, hy wil jou ophef, hy wil jou bring na hierdie tuin van Eden voor die sondeval status, dis wat hy wil doen. So hy wil alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. So, as jy nie dit in gedagte, jy verstaan nie hierdie nie, gaan jy net kennis bymekaar maak, maar jy gaan niks daarmee doen nie. En dit is, En dan beteken dit niks. Ja. Die idee is dat jy moet, hy wil jou ophef, sodat jy 'n verteenwoordiger in hierdie koninkryk, in hierdie wêreld, op hierdie aarde kan wees. ja, met ander woorde, So jy moet toepas wat jy hoor. presies, jy weet, jy word 'n ambassadeur gemaak, ambassadeur gaan sit nie, ambassadeur is 'n ou wat 'n verteenwoordiger is, hy gaan doen hierdie werk, so ek en jy kry ook 'n legga opdrag vandag. So weer eens, hierdie hele punt van die legga, die vorming van jou geestelike reis, jy moet kyk, daar is 'n halagiese fondasie, met ander woorde, hoe jy dit gaan doen. Hierdie vertelling van legga, dit dien vir my en jou as 'n bron vir sekere sleutelbeginsels. Ons het gepraat oor die Brit Milah, die besnydenis, en dan, ek dink jy moet hom net vir my daar op die skerm ook net kry, dit is heel eerste die Brit Milah, en dan het jy die Maaser Kesafim, die tiendes, né? Daai gedeelte, en dan derdens is daar 'n etiese verpligting volgens die wet of volgens die Torah van Kiddush Hashem, die afsondering. Dis waar die term van Havdalah inkom, ons praat net meer daaroor, né? Waar die term Havdalah kom, aan die einde van die Shabbat, dan doen jy die Havdalah, jy het weer 'n maaltyd, jy doen weer die kers en blessings, en jy sonder weer eens die res van die week van hierdie Shabbat af. Dis waar hierdie gebruik ingekom het, so dis 'n baie mooi gebruik. Maar wat ek vir jou wil sê is dit, die Brit Milah beteken Abraham is besny, Moshe sal ons later sien is besny, koning Dawid is besny, Yeshua is besny, en so ook al sy disippels. Shaul, die Benjaminiet, die apostel, hy is besny. Nou waarom lê ek so klem daarop? Want nie een van hulle het teen die besnydenis gepraat of dit laat omkeer nie. Ons weet die weerstand daarteen het gekom van die keiser Konstantyn en sy Romeinse dekrete en al daardie, en gevolglik is baie gelowiges vandag nog steeds in daai mindset dat wat Konstantyn gesê het, dit dra groter gewig as wat Jahwe self gesê het of wat die Messias gesê het. Maar ek wil hê jy moet kyk waarom Abraham dit moes doen en waarom wil jy 'n ewige verbond omdraai? Waarom sal jy dit doen?
En daar's hoeveel wat dit wil doen, hè? Kan jy dit glo? Daar is Torah-leraars wat op hierdie stadium preek teen dit. Maar weet jy wat, die boek van Hebreë is juist geskryf om mense aan te spreek van daardie tyd, wat die besnydenis wou laat omkeer. Verstaan jy? Maar meer daaroor net nou. Kom ons kyk gou eers weer net na die eerste Aliyah. Ek wil hê jy moet die hele raamwerk van hierdie parasha mooi sien. So wat het nou gebeur hierson by die eerste Aliyah? Jahwe beveel Abraham om sy vader se huis te verlaat, na 'n land te reis wat hy vir hom sal wys. Hy gaan vir hom 'n groot nasie maak. Hy neem vir Sarah, hy neem vir Lot sy neef. Kyk, hy het hierdie guilt rondom Lot, want hy voel dat Nahor, wat ook saam met hom in die vuuroond gegooi is deur Nimrod. Nahor is dood, maar hy wat Abraham is bly leef. So hy het verantwoordelik gevoel vir Lot. En dan sien ons ook dat in hierdie gedeelte kom Jahwe en hy beloof aan Abraham om Kanaan aan sy nageslag te gee. Maar soos wat ons sien, daar's hongersnood, hy gaan af na Misraim, hy vrees vir die dood vir Sarah en beweer dat hy haar broer is. Ek wil net die rede kom ek dit noem is dit. Sarah was van koninklike nageslag. Die oomblik toe Abraham met haar trou, toe word hy ook royalty. Verstaan jy? En as hulle sou weet, as Farao hulle weet dat hy ook royalty is, dan is hy daar getel. Dis eintlik waaroor dit gaan. Ons neig om te wil sê dat, jy weet, Abraham, die vader van geloof, kyk net hierso hoe hanteer hy sy eie vrou. Sy was inderdaad sy halfsuster. Dit was so, hy het nie gejok nie, maar aan die ander kant, weet jy, het hy ook na homself gekyk in die proses. So, weer eens, die opdrag gaan na hierdie onbekende bestemming, en dan sien ons wat nou daar gebeur. Goed, nou wil ek vir jou net so 'n bietjie meer sê, dat, ek wil net van hierdie nota kyk, ekskuus, hy sê, hy kry die mitsword, en soos wat hy dan nou die mitsword kry, so voordat hulle nog Egipte toe gaan, dan sien jy, dat Vader gee net vir, hy gee vir net genoeg, om aan te beweeg, vir jou volgende trap. Dit wys, laat my dink aan die Psalm 105 wat sê, woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Jy kry normaalweg net genoeg lig in Torah as mos sinoniem. Jy kry net genoeg vir daai volgende tree. En so sal dit met my en jou ook wees. Weer eens, kies Jahwe, hy kies jou, en dan maak hy dit vir my en jou moontlik deur Yeshua om deel te word van hierdie nageslag van Abraham. Maak seker dat jy reg kies. Goed, hy het ook, nog steeds die eerste Aliyah, daar's 'n land en daar's 'n seën, daar's 'n belofte van die land. En dan sê jy sien, Abraham gee gehoor in die proses van die 4 pilare waaroor ons altyd praat, dit oor die land, dit begin. So hierdie is die eerste een. Dis die eerste van die pilare is gaan oor die land. En ek sê vanoggend vir Chris, geen wonder dat die land so onder die aanslag is nie. Want niemand wil die land herken nie, en almal wil die land wegvat, en almal val die land aan. Presies, maar gaan kyk, wie is die een wat hierdie geografiese ligging kies? Hy begin 'n verbond met Abraham, dis nou Jahwe. Dit begin met 'n fisiese toewyding, of 'n verbintenis tot hierdie land, gekom uit hierdie eenheid, gaan na daai eenheid toe, en dan sê jy sien, al die seëninge wat Abraham gaan kry, is gekoppel aan geografie. Hierdie ligging wat deur Jahwe uitgekies is, wat Israel is. En dis presies wat jy sê, presies dieselfde geografie wat Jahwe vandag nog kies, en hy noem dit, hy maak baie duidelik in Vayikra, dit is my land. As jy nie doen wat ek sê, dan gooi ek jou uit my land uit. Geen politieke wêreldleier het die mag en die vermoë om die Almagtige te weerspreek nie. En tog dink hulle dat die oplossing vir daai klein nasie van Israel is 'n 2-staat oplossing. So sien hoe speel daai ene uit. Maar weer eens, jy sien daar is die wêreldwye mandaat, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En dan wil jy so kyk en sê, so kyk, dis net Israel, en die hele wêreld kom op hulle af op hierdie huidige stadium. Maar ons sien, Abraham is gehoorsaam, al wat hy doen is hy volg net wat Vader vir hom sê, sy missie is om 'n bron van seën te wees, en dan ook 'n monotheïstiese leer, met ander woorde, die leer van een God, oor te dra aan die hele mensdom. Dis wat hy gaan doen, dis wat hy moet gaan doen. En wie is daai een God?
Want ons praat baie keer, maar ons aanbid die God of die Elohim van Abraham, Isak en Jakob. Wie is dit? Dis Jahwe. Dis Jahwe Elohim. Exactly. Ok, dan het ons gepraat so vinnig oor die hongersnood en die eerste toets en hulle is af daar na Mitzrayim toe. Wat is dit wat jy moet weet van hierdie hele storie? Want hy soos ons gesê het, hy voorgegee dat dat Sarah sy suster is. Was dit regtig 'n daad van selfbehoud? Maar jy kan een ding sien, en ek dink dit kom uit die volgende skyfie uit, en dit is dat Vader sal optree teen Farao. Hy gaan ingryp. Jy sien daai prentjie, hy gaan ingryp. Vader tuister vir Farao en sy huishouding met pla as gevolg van die feit dat hy vir Sarah geneem het. En wat is die beginsel wat jy hier kry? Vader gee goddelike beskerming oor die met wie hy verbond het. Hy gee goddelike beskerming vir die stamvader van die Israeliete. Hy kyk na die heiligheid en die afgesonderdheid van huweliksverhoudinge en hy sal nie toelaat dat 'n Farao iets doen nie. Plaas sal jou tref voordat jy die verbondsvrou kan aanraak. Laat my weet dink, jy weet ons het gisteraan dit weer gedoen, want ons het, dis altyd wonderlik, jy weet as jy 3 geslagte by jou in die huis het, vir ouma en my dogter en die kleindogter, en jy kan hulle seën en sê, mag Vader jou maak so Sarah, Rebecca, Leah en Rachel, nee, om te weet dat wanneer jy hierdie blessing uitspreek, is dat dat geen Farao-agtige karakter aan hulle sal vat nie. Nie aan jou vrou nie, nie aan jou dogter nie, nie aan jou kleindogter nie. Jy bless hulle mos nou daarmee. So, maar jy kan sien, hierdie plaagtreffery is 'n mini weergawe van wat Jahwe oor 400 jaar gaan doen, wanneer die kinders van Israel uit Mitzrayim uitgelei gaan word. Jy moet net hierdie patroon dophou. So, wanneer hy vir jou sê, hy het vir Farao getref met hierdie pla, weet nie, hy is besig om die patroon te vestig. So, wat gebeur dan nou? Hulle verlaat Mitzrayim met 'n klomp geld, met 'n klomp besittings, maar dis oor 400 jaar gaan hy patroon homself weer eens herhaal. Ons weet dit. Jy weet, van die rabbynse tradisies verduidelik dat hierdie verkryging van rykdom is eintlik vergoeding vir die beproewing waardeur die Mitzraeliete dit gedoen het. Maar daar's 'n tweede aksie wat uit hierdie ding uitkom, en dit is, nou moet hy weer uit Mitzrayim uitgaan. Hy gaan terug na Bethel toe. Bethel. Waarvoor? Hy doen dit vir 'n geestelike hersentrering, om homself weer te sentreer, want dan hy moet gaan na homself toe, hy moet die koninkryk van Elohim in homself kry, en hy gaan, om dit te doen, gaan hy terug na die altaar toe, wat hy tussen Bethel en Ai gebou het. Gaan kyk daar na Bereshit 13 vers 4, maar hoor nou mooi wat hier is. Bethel, die huis van Elohim, maar Ai is die ashoop agter hom. Ai is die ashoop agter hom. En wat doen hy daar? Hy roep die naam van Jahwe aan, wat vir my en vir jou demonstreer, dat hy keer terug na 'n suiwer geloof, na hierdie wêreldse uitdaging wat hy gehad het in Egipte, in Mitzrayim. Die altaar, dis die plek van die ontmoeting met Jahwe. En ek is seker dat jy gaan verstaan dat ek en jy met behulp van Ruach HaKodesh ook nodig het om kort te hersentreer, soos wat jy byvoorbeeld sal doen via die Amida gebed, wat ons vroeër van gepraat het. Ek en jy het nodig om kort te herfokus op Vader, op grond van hierdie afgehandelde werk van Yeshua, ons Messias. Skrif sê vir jou, vandag sê sy stem hoor, moet dit nie verhard nie. Nou gaan ek by 'n belangrike gedeelte uitkom, en dit gaan wees Alia 3 en 4. Dit praat oor die skeiding met Lot, en ook die oorlog wat daarna voortkom. Nou, jy kry dit daar in, wat is dit, Bereshit 13 vers 5 tot 18. Nou kyk nou baie mooi wat gebeur hier. Daar's 'n konflik tussen Abraham se herders en Lot se herders. En al hierdie goed gaan oor Lot se gebrek aan etiese standaarde. Die etiese president of voorbeeld wat jy gaan kry, hulle noem dit in Hebreëus die Midat Abraham. Wat doen hy? Hy gaan vrede probeer bewerkstellig. So wat doen hy? Hy trek vir Lot nader. Lot, kies jy, waar wil jy gaan? As jy links gaan, sal ek regs gaan. Nou, so, jy weet,
Maar kies ja, hy gee vir hom die heel eerste ding. So wat doen hy? Hy prioritiseer Shalom en hy prioritiseer harmonie en hy doen dit, weet hy gaan nie sy eie gewin prioritiseer daar nie. Hy gee vir Lot die eerste keuse. En dan gaan jy sien, eers nadat Lot sy goed gevat het en vertrek het, maar Lot maak nou hierdie keuse, hy gaan nou na die omgewing van Sodom en Gomorra toe, en hierdie ding het ek nogal bietjie baie oor getop. Hy gaan na hierdie plek toe, wat bekend is vir seksuele oortredinge en geweld teenoor vreemdelinge. En jy sal sien, vandat hierdie skeiding tussen die twee gebeur het, het Lot nooit weer teruggekom na die kamp van Abraham toe nie. Het jy opgelet? So hou nou net mooi, want hy kies verkeerd. Hy kies hierdie plek van geweld, die plek van seksuele oortredinge, en dan sien ons, nie lank daarna nie, nee, dan het Abraham nodig om te red van hierdie einste 5 konings, en wat doen hy? Dan kies hy weer dieselfde plek, en in volgende week se parasha, dan gaan ons sien, my vader sê, nee, hy kan nie hierdie plek laat bly staan nie, en werklik waar hy half hom uit daai seksuele oortreding, daai geweldsoortreding, omgewing, en wat doen hy? Gaan vestig hom op 'n klein plekkie, hy kom nie terug in die kamp van Abraham nie. Daar gaan hulle weer in 'n seksuele oortreding, in 'n bloedskandige seksuele daad, wat hy met sy eie dogters het, wat dan swanger raak, en Moab en Ammon word daar uit, kom daar uit. Maar my vraag wat ek dan moes vra is dit, waarom het Lot nie vir Abraham se hulp gevra in hierdie verband nie? Dit moet jy noodwendig vat na 'n waarneming toe. Abraham het nie enigiets in sy kant toegelaat nie, ten spyte van die feit dat hy bekend was vir sy gasvryheid, ten spyte van die feit dat hy nie enige kans laat verbygegaan het om die evangelie aan enigiemand te verduidelik nie. Jy moet gaan kyk na hierdie Lot situasie, en jy moet vir jouself vra, waarom is dit so? Nou, terwyl ek daaraan gedink het, dan kan dit half klink asof ek mense wat probleme het op daardie gebied, asof ek hulle condemn, maar ek kan vir jou verseker, ek weet daar is hulp vir sulke mense, ek weet dat jy kan bevryding en innerlike genesing daar kry, ek het dit met my eie oë gesien, aanskou die hele Lot, moenie dink dat jy nie daar, maar Lot het nooit gekies om dit te doen nie. Dis vir my die vreemdste van, en ten spyte van al hierdie dinge, sal jy volgende week sien, gaan Abraham nog steeds die hele konflik, gaan hy op 'n Shalom manier hanteer, maar hy bring hom nie weer terug in die kamp in nie. So, wat kies Abraham eintlik? Hulle noem dit die Derech Yahweh, daar was 'n lied wat gesing is, wat gegaan het oor die Derech Emunah. Maar hierso praat ons oor die Derech Yahweh, dit is die weg van Yahweh deur geregtigheid en barmhartigheid. Dis hoe 'n ware seun van die verbond optree. So hy gaan altyd Shalom soek, hy gaan eerder probeer om die eenheid na te jaag, maar hy doen dit alles op 'n goddelike manier. Hierdie optrede van Abraham, dat hy vir hom los, dat hy eers gaan kies, maak dat die volgende gebeur. Maar die kwessie wat ons hier moet uitlig is, breek met sonde, met seksuele sonde. As jy wel daarmee gedeel het, maak seker dat jy bevry is. Maak doodseker, want dit gaan jou ondergang beteken. Absoluut. Dit sal jou keer op keer terug laat default na presies dieselfde sonde, want dis wat gebeur het met Lot. Hy het gedefault weer terug Sodom toe, default terug, en dan sien ons volgende week weer eens sy vrou, was so vasgevang daarin dat sy teruggekyk en in 'n soutpilaar het sy dan verander. Maar dit is ongelukkig so dat Lot nie die geestelike gevare van sy keuse ingesien het nie. Hy het net gedink aan aardse voorspoed. En aardse voorspoed het 'n manier om 'n mens se keuses te verblind. Weereens, dinge wat lyk soos aardse seëninge kan baie maklik verwar word. Jy kan sê, wel, Vader het my geseën, maar hierdie Aliyah, dit herinner ons aan die koninkryk van die hemele,
nie net oor vrugbare grond gaan nie, maar om in kavod, dus in eer en in emuna getrouheid te loop, al lyk die pad hoe droog voor jou. Dit is baie waar. Nee? So met ander woorde, dit gaan nie oor die geestelike voorspoed nie, dit gaan daaroor dat jy Vader se eer en getrouheid najag, deur self daai eer En uit dit te leef. beteken dat jy eintlik jou vlees maar moet neerlê. Dis hoekom Yeshua gesê het, Jy is heeltemal ja. lê neer jou vlees, jy moet jou folterpaal moet jy opneem. Weet jy wat se gevolg het Lot se vertrek gehad? Jy's reg. Die oomblik wat Lot wegbeweeg, verskyn Jahwe weer aan Abraham. Dan bevestig hy die belofte van die land. So jy moet jouself eintlik distansieer Daar's van sulke mense. Daar's tye wat jy die afdala, die skeiding self moet bewerkstellig, sodat Vader jou alleen kan kry. Met roog met jou kan werk in die naam van Yeshua, né? So weer eens, ek sê, nadat Lot vertrek het, verskyn Vader weer aan Abraham en dan bevestig hy die belofte van die land vir altyd, vir ewig. En hy sê vir hom, jy moet nou deur die lengte en die breedte, Abraham, van hierdie land moet jy wandel. En eintlik is daar van baie van die kommentare wat sê dat die feit dat wat Abraham is nou hierdie opdrag gekry en hy moet die lengte en die breedte van die land deurkruis, dui daarop dat 'n daad van simboliese besit van die land deur sy fisiese teenwoordigheid daarmee uitspeel. Ek sê baie keer vir mense, omdat net, wanneer jy, waar jy ook al gaan, verteenwoordig jy die koninkryk van Elohim, want dis in jou en om jou. Daar waar jy jou voete neersit, daar verteenwoordig jy die koninkryk en daar neem jy die grondgebied in besit. Weet wie jy is, waar jy loop. Jy weet, sê, gaan kyk na daai. Kyk net na daai. Vader sê, gaan merk jou grondgebied. En iets waaroor ek en jy kan dink is dat die seun van Jahwe volg dikwels op hierdie skeiding, op hierdie afdala. Daar kan nie 'n herbevestiging van hierdie verbond wees as daar nie 'n duidelike en 'n volkome toewyding is nie. So, kry hierdie konflik uit jou kamp uit, Abraham, kry dit uit? Okay, nou gaan ek en jy in duidelikheid en in toewyding met mekaar gesels, gaan neem weer die grond in besit. Lot se Abraham, dit was 'n geestelike mengelmoes. Maar jy sien, Jahwe het gewag totdat Abraham alleen gestaan het. Hy is nog Abraham, hy is nog nie Abraham nie, né? Tot hy alleen gestaan het, want hy is op hierdie pad van Sedek en hy kies 'n pad van geen kompromie nie. Dis wanneer Vader dan met hom begin werk. Jy kan sien die suiwerheid van 'n bedoeling is regtig van groot belang as dit kom by die geestelike en die fisiese. En by die grootste beloftes. By al daardie groot beloftes. Nou, ons het net gepraat oor hierdie oorlog van die konings, dat jy net vinnig dit sê. Hulle voer vir Lot weg, dus nou, jy kry dit daar in die 3de, die 4de aljaar, en Eliezer, daardie slaaf van Abraham, die getal van sy naam is 318. Abraham het 318 man. Met daai klein groepie mense gaan verslaan hulle 5 konings. 5 konings, né? Hulle wil reken dat Eliezer met wie hy is en waarvoor sy naam staan, hy alleen kon hulle die 5 uitgesorteer het. En weer eens, ons sien dit weet verder aan in die Torah ook, dat Vader vat baie keer 'n klein groepie mense op 'n groot pak slaag te gaan gee aan die heidense nasies. En daaroor moet ons regtig nie ontstel raak as Vader die skeiding bring. Ja. Tussen mense nie, tussen, jy weet, jy wil baie keer ontstel raak, maar regtig Vader is die een wat agter dit sit. Maar dis waar onderskeiding moet inkom, discernment moet inkom. Yes. Vader wil baie keer dit hê, maar hy wil hê jy moet daai keuse maak. Maar hierdie hele idee van oorlog wil ek net vinnig aanraak. Hierdie alia wys dat Abraham, die tzadik, die regverdige man, dat hy oorlog toe gaan. Nou is die vraag, vereis die derg Jahwe, die weg van Jahwe, dat ons soms fisies moet ingryp en dat ons oorlog moet doen? En hier sien ons die Torah is baie duidelik. Abraham was 'n man van Shalom, maar toe sy familielid gevange geneem is, dan het hy 'n man van wat hulle noem pekuach nefesh geword. Iemand wat 'n lewe red. Wat ek en jy moet verstaan,
dat daar's 'n verpligting op ons om lewe te red. Jy weet, Yeshua praat ook van dit. Hy sê, weet jy, as die kalf van die put geval het, jy weet, moet jy die lewe gaan red. Goeie voorbeeld daarvan. Jy, ten spyte van die Shabbat, moet jy hom uit die put uit gaan haal. Verstaan, dis min of meer dieselfde ding. So, Vader verwag van my en jou, dat, weet, dat ons daai soort van ding gaan doen, en ons weet ook, wanneer Yeshua weer terugkom, dan gaan daar 'n groot oorlog wees. En daar is 'n heilige plig op my en jou om toe te sien dat die oorlog uitgevoer word, veral as daar onskuldige lewens op die spel is. Goed, weer eens, ek kan vir jou baie sê oor die 318 man, hulle wil reken, ek het nog nie bewyse daarvoor gekry nie, maar dat die Krav Maga oorlogsgevegskuns, wat volgens die letters van die Hebreëse alfabet uitgevoer word, dat hulle dit gebruik in hulle hantering van hulle oorlogvoering teen die ander nasies. Ons het gesien dat Abraham se oorwinning was 'n wonderwerk gewees, ek dink die Hebreëse woord daarvoor is 'n nes, sodat ons hom sê, NES, dis 'n bonatuurlike ding wat plaasgevind het, en dit het alles plaasgevind as gevolg van sy getrouheid, sy emunah. Bybel eintlik vir sê, maar hierdie is 'n fundamentele beginsel vir almal Israel. Ons krag is nie in die strydwaans nie, ons krag is in die naam van Jahweh. Dis wat ook hier gebeur het. Dan natuurlik, na hierdie oorlog, dan ontmoet Abraham vir Melchisedek, die koning van Salem. Hy's 'n priester van Jahweh, die Allerhoogste. En dan gee hy Abraham vir hierdie Melchisedek, gee hy 'n tiende, die maaser wat ons hiervan gepraat het in die begin al. Dis 'n tiende van die byt, gee hy aan hom. En dit is nou hier waar hierdie wet inkom, wat 'n bron is vir die praktyk van die tiendes gee, 10% van die inkomste weer vir liefdadigheid of 'n godsdienstige instelling. Ons het dit in Parashat Kidat behoorlik bespreek. Maar hy gee nou hierdie tiende, gee dan aan Melchisedek. En die vraag is, wat bevestig hierdie daad van gee, die gee van die tiende, oor Abraham se begrip van hierdie hele veldtog? Al wat dit sê is, ek gee vir jou die tiende, want ek weet wie is die ware bron van alle rykdom en mag, dis hoekom ek dit doen. Deur die tiende te gee, verklaar Abraham in die openbaar, dat die oorwinning, die gevangenis en die byt nie te danke was aan sy eie krag nie, maar die gewer van alle dinge, El Elyon. Ook vroeër in die musiek het dit uitgekom. Wat hy ook doen, is hy weier om enigiets van die koning van Salem te neem, omdat hy wou hê dat Jahweh alleen die krediet moes kry. Weet jy wat, ek en jy moet ook dit op dieselfde manier hanteer. Ek wil net gou na die volgende punt kyk, en dit is, hoekom weier hy om die goed by die koning van Salem te vat? Dit was vir my, jy weet, ek meen, hy was sekerlik geregtig op die byt. Abraham verwerp die koning van Salem se aanbod van die byt. Gaan kyk daar na vers 23, hy sê daar vir jou, dat ek geen draad en geen skoen neem, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak. Met ander woorde, hier soos 'n beginsel van etiese suiwerheid wat Abraham hier intrek. Hy sê, ek gaan nie hierdie besmette goed vat. Dis 'n robbie in daai. Ek onthou, wat is daai groot evangelis se naam? Iemand het ook van $3 miljoen aangebied, het gesê, wag, ek kom bid daaroor, teruggekom van, sê, Vader sê, this is not righteous money, I can't take it. 'n Rinderbonke. Het hy gesê, jy moet versigtig wees om nie korrupte, besmette goed in jou huis in te bring nie. Moet dit nie in jou kamp inbring nie. Pas op vir wat jy vat. Wees versigtig, maar dis presies wat hy hier doen. So hy wil nie die goed wat daar uit Sodom en Gomorra kom, hy wil dit nie hê nie. So, hy verby enige skuld van dankbaarheid aan 'n korrupte entiteit soos Sodom. Hy wil glad niks daarmee te doen hê nie. En ek en jy moet daaruit leer. Dan, weer eens, trek ons al hier by Alia nommer 5, 5 en 6, ek het hulle so gevat, want hulle is baie aan mekaar gekoppel, en ons gaan nou hier sien, dat Vader kyk na Abraham se geloof, maar jy gaan ook sien, hierso gaan die verbonde begin inkom,
Ons sien dat Abraham het radikaal die Kavod Hashem. Wat is die Kavod Hashem? Die eer van Jahwe se naam verkies bo die wêreldse skatte. Dis so blaatant, nee, dat hy dit doen en direk daarna kom Jahwe en hy bevestig en hy erken onmiddellik hierdie tipe wandeling van Abraham, nee? Ek meen hierdie wandeling, dit word genoem die Halaga. Dis wanneer jy nou, hy het hier iets wêrelds opgeoffer vir 'n hemelse wins. En wat was daai hemelse wins? Die Shekhinah, vir die volkomme beskerming en so aan. So, Vader kom dan en hy sê, hoekom wandel hier voor my en ek sal jou skuld wees. So, vir die optrede van Abraham om Jahwe en hy gee ook 'n opdrag. Abraham tree op, dan tree Jahwe ook op. En hy sê, net omdat jy dit gedoen het, sal ek jou skuld wees. Wandel voor my in geregtigheid, ek sal jou skuld wees. Maar nou kom hier 'n baie interessante ding uit hierdie selfde stuk. Want nou gaan dit lyk asof Abraham eintlik so 'n bietjie rebels is. Hy sê vir Jahwe, hy sê, wat sal u my gee, aangesien ek kinderloos word? Nou is die vraag, is dit 'n daad van twyfel? Is dit 'n regverdige, verbondsgedrewe ondersoek wat hy mee besig is? Jy gaan sien, hier is 'n baie belangrike oomblik van eerlike, regverdige magloket, is die Hebreëse woord. Dit is 'n oomblik van eerlike dispuut of debat met die goddelike. Want dan het hy twyfel nie in Jahwe se krag nie. Hy betwis die vervulling van die belofte gebaseer op die wetlike realiteite van die verbond. Wat is dit wat die realiteite is, die feite wys dit. Ek is al 100 jaar oud, dink jy regtig ek kan nog 'n kind verwek? My vrou is 90 jaar, dink jy regtig waar, nee, biologies kan hierdie ding nie gebeur nie. So dit is nou waarmee hy Vader dan nou konfronteer. En ek wil hê dat jy moet sien dat dit is nie halstarrigheid of rebelsheid nie, dit is 'n kwessie van hieruit kan jy sien, jy sien my hart, jy sien my optrede. Ek is diep en aktief betrokke by u. Ek is glad nie passief in my wandeling met u nie. Maar hoe gaan ek sonder kinders hierdie land in besit neem? Ek het nie 'n nageslag nie. Jy sien, aan Israel het 'n tradisie met Jahwe te worstel. Abraham het hier die patroon gestel. Dis okay om met Vader te worstel. Dis okay om jou saak daar te gaan stel. Party mense dink, ek kan nou nie so, jy weet, met Vader praat en argumenteer en al dan. Nee, hy sê vir jou ook in Jesaja, hy sê, kom dat ek en jy die saak uitmaak. Nee, stel jou saak dat ek jou nie gelyk kan stel. Hy plaas hom doelbewus buite die saak sodat jy jou saak kan stel. Moshe Abraham het Vader se mind verander. Moshe het sy mind verander. Waarom sal hy dit nie vir jou dieselfde doen nie? Hy's 'n vader. Hy wil hê jy moet jou saak kom stel. Gaan en stel jou saak, wat dit ook al is, wat jy nodig het om te doen. En direk daarna, en ek wil nie in detail in hierdie gaan nie, want ons het dit volledig al behandel, nee, maar dit is en bly altyd vir my 'n baie interessante ding, dat Abraham moes al hierdie diere slag, die stukke so in twee so sit, die gebruik daar is, weet die bloed, hulle staan in die bloed en hulle roep die terme van hierdie verbond uit en onder andere, weet, maak hulle sny in die hand, druk die palms teen mekaar en almal gaan weet, daar's fisies 'n verbond gesluit wat ook geestelik gaan uitspeel. Maar wat ek altyd onthou is dat Abraham verval in hierdie diepe slaap en dan sê die skrif, teen sononder het Jahwe se rokende oond en 'n vlammende fakkel deur hierdie stukke beweeg. Né? So dis 'n verbond wat gesluit word. Om die waarheid te sê, weet jy, as jy kan kyk met die stukke lê, dan sê hulle het agteruit half in hierdie figuur 8 syfer het hulle beweeg. En 8 weet ek en jy praat altyd van dis 'n nuwe begin. So Vader het nou vir hom hierdie opdrag gegee, dit gaan oor 'n nuwe begin en in dit alles profeteer Jahwe dat daar gaan 400 jaar van ballingskap wees en slawerny in Misraim, maar hulle sal uiteindelik terugkeer na die land toe met 'n groot rykdom. So Vader plaas met hierdie verbond sy goddelike seël op hierdie hele aksie.
Ja, natuurlik, jy weet, gaan Sarah ook 'n bietjie inisiatief neem. Sy is baie wanhoopig om 'n kind te hê en daarom gee sy haar diensmaagd Hagar aan Abraham. Dit was 'n aanvaarde praktyk van daai tyd. Met ander woorde, jou diensmeisie kon 'n kind vir jou baar en jy kon die kind grootmaak asof dit jou eie is. Maar jy gaan sien, dis hier waar Vader dan nou kom en hy verander Abraham se naam na Abraham, vader van menigte, en Sarah se naam verander hy en voeg die hy gedeelte daarby. Weereens, dit praat van hy voeg die goddelike teenwoordigheid by hulle name. Dan kom ons nou by die finale verbond. En daai finale verbond, dit gaan oor die mitzwa van die Brit Milah, die besnydenis. Dit gaan oor die ewige verbond. Jahwe bevestig hierdie verbond as 'n fisiese ewige teken van die verbond tussen hom en Abraham se nageslag. Kom ons kyk wat sê die skrif. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Right. En vertel die kerk vir ons dat die doop het nou die besnydenis vervang. Not so. Kan jy sien wat hy sê? Elkeen van julle sal besny word. Bereshit 17:10. Dis die eerste direkte fisiese mitzwa wat aan Abraham, die stigter van hierdie geloof, gegee word. Né? En dis die begin van die Hebreëse, Israelitiese, Joodse godsdienstige stelsel. Dis die begin daarvan. Jy begin met 'n besnydenis. Nou, ek wil weer vir jou die vraag vra, dat Jahwe verklaar dat hierdie verbond van besnydenis dis 'n teken van 'n verbond tussen hom en Abraham se saad. Wat hulle moet doen deur hulle geslagte heen. Waarom wil Jahwe 'n fisiese liggaamlike merk kies om 'n ewige geestelike verbond voor te stel? Ek meen, die Torah leer ons dat die fisiese en die geestelike onafskeidbaar is. Jy gaan sien enige goeie Jood vandag weet dat die fisiese en die geestelike loop hand aan hand. Ons dink, weet, as jy 'n Griekse mindset het, dan dink jy, weet, die geestelike is nie nou op die oomblik van toepassing nie. Jy weet, soos wanneer jy in die kerk uitstap, dan dink jy jou geestelike oomblik daar agter in die kerk gelos en jy gaan weer op jou, nee. Dit wat jy fisies doen, doen jy geestelik ook. Dis hoe dit uitspeel. Daardie twee is onafskeidbaar van mekaar. Dit word genoem in skriftuurlike terme as die Olam Hazeh, hierdie wêreld, en die Olam Haba, die wêreld wat kom, die geestelike wêreld. So as jy hierdie verbond dan op jou liggaam dan ook toepas, met ander woorde, jy doen 'n fisiese besnydenis daar. En ek en jy weet, dis 'n absolute onveranderlike deel van enige Joodse lewe. En dis iets waarin hy vashou en kan vasklou in sy donkerste oomblikke ook. So dit herinner jou voortdurend, nee, aan die hoërgeestelike behoefte van die besnydenis van jou hart, wat die kern van Messias se leer en profetiese hoop is. Dit is so. Ons gaan net so klein bietjie verder met daai vers wat hy daar sê. Hier sien jy, Vader gee self die halaga van hoe hierdie ding moet gebeur. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Teken, 'n merk, 'n seentjie van 8 dae, dan moet onder julle besny word. Al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie, die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet beslis besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees, as 'n ewige verbond. So wanneer het daai nou nie meer van krag geword nie, as dit 'n ewige verbond is? Ja, hy sê in jou huis, wat in jou huis gebore is, en die wat met geld gekoop is, wel, weet jy wat, ek en jy is met 'n geweldige prys gekoop. Just know that. Jy gaan sien die Torah bepaal dat die besnydenis op die 8ste dag uitgevoer moet word, ten spyte van die sanctity, die afgesonderdheid van die Shabbat. Dit behoort vir my vir jou te wys hoe ernstig is hierdie Brit Milah gebod. En ons kan dit nie net afmaak nie. Ek weet nie of dit verlede jaar of 2022 was wat ons dit uitgelê het, die mediese samestelling van hoekom presies op die 8ste dag.
Ek dink dat jy is heeltemal reg. Mens moet weer teruggaan na daardie studies toe, dan gaan jy dit sien. Vader het geweet wat hy doen. Dis nie alles om dowe nie, hoekom hy die 8ste dag is. Ja, jy sien die probleem is, daar's baie stemme daar buite wat net vir jou wil sê, maar hierdie is nou nie vir die heidene nie. Weet jy, die oomblik dat ek Yeshua aanvaar het as my redder, verlosser en saligmaker, weet jy wat, het ek deel geword van Israel en ek leef die ooreenkomstig. Dis so eenvoudig so dit. Waarom wil almal gaan en jou uitsluit? Dan wil hulle Handelinge 15 vir jou voorhou om te sê dat jy, daai ouens het gesê, jy moet besny word sodat jy gered kan word. Nee, jy besny nie om gered te kan word nie. Jy gaan sinagoge toe, jy leer die Torah en dan besny jy omdat jy gered is. En dis my standpunt daaromtrent. Goed, so hieruit kry jy ook die konsep van tikkun. Nee, die handeling van besnydenis, dit word uitgevoer op die manlike voortplantingsorgaan en jy sal in die Hebreëse denke sien, dit is 'n manier om die fisiese liggaam te vervolmaak en dit kanaliseer die goddelike seun. Wanneer ons kom by Abraham wat vir Eliezer uitstuur, nee, dat hy vir Isak 'n vrou moet gaan soek, dan is dit werklik waar die hele eed wat Eliezer neem plaasvind. Dit gaan alles oor die manlike saad wat moet suiwer gehou word, so vir Isak, vir Jakob en almal wat daarna volg. So die besnydenis is nie sommer net, iets wat jy net kan laat verbygaan nie. Weet jy wat is vir my baie interessant van hierdie opdrag wat Vader vir Abraham gee? Op sy ouderdom van 99, nee. En Ismael was 13 al op daai stadium. Ek weet nie wat was die ouderdom van die res van sy huishouding nie. Maar kan jy sien, wil hy hierdie belofte van Isak en die gehoorsaamheid wil hy uitvoer. Wat gaan hy doen? Hy tree onmiddellik op. Dis iets wat ek en jy moet leer. Wanneer jy gehoor het wat jy hoor sê, dan tree jy onmiddellik op. Vinnig en in volle gehoorsaamheid aan daai goddelike opdrag. Dit simboliseer vir jou dat die bonatuurlike triomfeer oor die natuurlike, die geestelike triomfeer oor die fisiese. Hoor wat jy hoor sê, gee dit dan. Kry dit gedoen. Nie net met besnydenis nie, met alles wat hy vir jou sê, tree op onmiddellik in volle gehoorsaamheid. Dis Vader Abraham wat ons hierdie les wys en wat hy dit vir ons leer en dat vir ons wys hoe ons dit moet toepas onsself. So wat is sy nalatenskap? Monotheïsme, met ander woorde, daar's een Elohim. Hy kom ook en hy wys vir jou wat is morele moed. Dis wat hy hier kom vestig het. So dit is die grondslag van ons met Joodse identiteit. Lech Lecha is die verhaal van 'n persoonlike transformasie, Abraham na Abraham. Nee, dit het 'n nasionale aanvang, dit is nasionaal wat dit moet plaasvind, dit roep elke lid van die Joodse volk op, om op hierdie geestelike reis van opheffing te gaan. Dis waartoe ek vir jou vandag geroep en sê, kyk na daai nosionop en gaan kyk, wat is dit waartoe Vader jou roep? En sê, ja, nou, Vader, dan moet ek maar Psalm 23, moet ek daar voorbring, al moet ek deur 'n dal van doodskadu gaan, ek weet, u lei my, u stok en u staf lei my. Verstaan jy, wat ook al jou kant toe kom, gee gehoor aan die Lech Lecha oproep wat Vader vir jou gee. Dis was nie net vir Abraham nie, dis vir my en vir jou en die toekomstige geslagte. En weet jy wat, ons het weer eens, soos ons net gesê het, gesien, wys jou nageslag hoe dit werk. Hulle moet dit sien. En ek dink daarmee gaan ons volsaam.